Shalom jong afgesonderdes van Abba Vader. Welkom by ons kruistienersles, Melaatsheid van die hart. Ons duik vandag in Parasha Tazria en Metzora. Op die oppervlak lyk Levitikus 12 tot 15 dalk na antieke reëls oor velsiektes, maar is eintlik 'n bloudruk vir ons geestelike gesondheid. Tazria, wat beteken swangerskap, en Metzora, die melaatse, leer ons dat wat ons in ons harte saai, uiteindelik aan die buitekant gaan manifesteer. Dit gaan oor die beskerming van ons verhouding met Abba Vader. As jy onder die indruk was dat hierdie reëls verouderd is en nie meer op ons van toepassing is nie, het ek nou 'n groot verrassing vir jou in stoor. Melaatsheid was 'n fisiese manifestasie van 'n geestelike krisis. In die skadu van die Mishkan of tabernakel, met sy veelkleurige gordyn en die reuk van offerhandes, was die priester se ondersoek nie bloot klinies nie. Dit was 'n beskerming van die heiligdom. Wanneer 'n tiener vandag onrein verklaar word deur sy dade, is dit nie 'n sosiale stigma nie, maar 'n tragiese skeiding van Abba Vader se teenwoordigheid. Om buite die kamp, soos Levitikus 13 vers 46 sê, gestuur te word, beteken om in die dorre wildernis van isolasie te staan, verwyderd van die afgesonderde gemeenskap. As ons na die Hebreëse piktogramme van die woord Metzora kyk, ontsluit ons 'n versteekte prentjie. So dit bestaan uit 'n mem, wat water of chaos is, tzadeh, wat 'n pad of die jag na geregtigheid is, resh is die kop van 'n man wat leierskap in jou gedagtes weerspieël, en die ayin is die oog wat jou visie en jou verstand is. So saamgevoeg wys dit op iemand wie se kop en oog, sy visie, deur chaos vertroebel is, wat veroorsaak dat hulle van die regverdige pad afdwaal. Melaatsheid vandag is 'n hartsiekte. Hierdie hartsiekte manifesteer vandag as skinder, hoogmoed en afguns, om net 'n paar te noem. Dit begin dalk uiterlik as 'n vlek, maar dit is 'n simptoom van 'n innerlike krisis wat ons afsny van God, die bron van lewe. In Levitikus 13 vers 45 tot 46 sien ons die nagevolge van onreinheid. Die melaatse moes sy klere skeur, sy kop ontbloot, sy snor bedek en uitroep, onrein, onrein. Sy blyplek was buite die kamp. Vir 'n tiener vandag is dit nie net 'n tydperk van kwarantyne nie. Dit is die emosionele isolasie en skaamte wat sonde tussen jou en Abba Vader skep. Wanneer ons onreinheid toelaat, verloor ons afgesonderheid en beland ons geestelik in 'n woestyn. Ons moet egter verstaan dat die uiterlike letsels bloot die vrug is van dit wat in die hart wortel geskiet het. Kom ons stop nou gou vir 'n oomblik en kyk na die fisiese simptome van melaatsheid in Levitikus 13 en hoe dit vertaal na jou innerlike mens volgens Kolossense 3 vers 8 tot 9. So, een van die fisiese simbole is 'n wit swelsel. Dit verteenwoordig hoogmoed of trots. En dit is 'n opgeblaaste ego wat dink jy is beter as ander. Die rou vlees is woede of kwaad word. Sensitiewe, onverwerkte seer wat vinnig ontvlam. Vretende uitslag. Dit is kwaadpraat of vuil taal. En dit is woorde wat verhoudings vernietig. En die wit hare in die seer, dis leuen en bedrog. Dis om die waarheid te blyk om jouself te beskerm. As jy hierdie dinge erken, voel jy dalk buite die kamp vandag. Maar onthou, die isolasie is daar om jou te laat besef dat jy die priester nodig het. En gelukkig vir jou, kom die priester na jou toe. Interessant genoeg, moes die melaatse nie na 'n dokter gaan nie, maar soos Levitikus 13 vers 2 sê, hy moes die priester sien. Hoekom? Omdat melaatsheid 'n saak van die gees is. Die priester moes uit die kamp uitgaan om die een wat herstel wil word te ontmoet. In Levitikus 14 vers 4 tot 7 sien ons die spesifieke elemente wat nodig was vir die seremonie van toedekking. Eerstens sederhout. Sederhout was bekend daarvoor dat dit byna nooit verrot het nie.
Insekte vermy dit en dit hou sy vorm vir baie jare. In die bou van die tempel, 1 Koning 6, was seder die hout wat gebruik is, wat dit verbind aan die heiligheid en God se teenwoordigheid. Hier in die reinigingsritueel wys die sederhout op die ewige, blywende aard van Yeshua se offer. Sy offer hoef nie oor en oor herhaal te word nie. Hebreërs 10 vers 10 tot 14. Dit is 'n eenmalige offer wat vir altyd geld. Die sederhout bind ook die 4 elemente fisies saam. En so is Yeshua self die middelpunt wat alles bymekaar hou. Die tweede element was hyssop. Hyssop was die gereedskap van reiniging dwars deur Israel se geskiedenis. In Eksodus 12 vers 22 sien ons dat met Pessach is die bloed met hyssop op die deurposte aangebring. In Psalm 51 vers 9 bid Dawid, was my met hyssop, dan sal ek rein wees. En net om alles so mooi saam te vat, in Johannes 19 vers 29, by die kruis is hyssop gebruik om vir Yeshua asyn te gee. Yeshua het egter die asyn nie aanvaar nie, wat simbolies wys hoe hy tot in sy laagste oomblik nie 'n druppel bitterheid in sy lewe toelaat nie. Dit is geen toevallige detail in Johannes nie. Die Heilige Gees sorg dat die skrywer spesifiek noem dit was hyssop, sodat persone wat in Abba se woord delf dadelik die verband sal sien. Hierdie is die laaste pasgaoffer. Hierdie is die uiteindelike reiniging. Hyssop is ook 'n klein, eenvoudige plantjie, nie 'n groot boom nie. Dit wys dat Abba Vader se genade vir almal beskikbaar is, selfs die armste en mees gebroke persone. Die skarlakengaring. Die rooi kleur verteenwoordig beide die probleem en die oplossing. So die probleem, Jesaja 1 vers 18. Al is julle sonde soos skarlaken, en dan die oplossing in daai selfde vers, dit sal wit word soos sneeu. Die rooi was ook die kleur van koningskap en bloed. Toe die soldate vir Yeshua 'n rooi mantel omgehang het, Matteus 27 vers 28, het hulle sonder om dit te weet 'n profetiese ding gedoen. Die koning wat ons sonde op homself neem en bedek. Die garing bind die sederhout en hyssop saam in die ritueel. Dit wys hoe Yeshua se menswording, sy reinigingswerk en sy koningskap alles in een geheel saamgebind is. Jy kan dit nie meer van mekaar skei nie. En dan laastens die 2 reinvoëls. Die gebruik van 2 voëls is baie belangrik. Een voël sterf, die ander leef en word vrygelaat. Hierdie 2 voëls verteenwoordig die 2 kante van Yeshua se verlossingswerk. Die eerste voël wat geoffer is Yeshua se dood. Maar die tweede deel wat vrygelaat word, is Yeshua se opstanding en hemelvaart. Sonder die dood is daar geen bloed om mee te reinig nie. Sonder die opstanding is daar geen lewende verlosser nie. Paulus sê dit duidelik in Romeine 4 vers 25. Hy is oorgegee vir ons sondes en opgewek, sodat ons reg voor God kan staan. Albei voëls is nodig. Die feit dat hulle rein moes wees, wys op Yeshua se volmaakte sondeloosheid. Hy kon nie 'n onreine offer wees nie. Net 'n skoon offer kon ons red. 1 Petrus 1 vers 19. Een van die mees kragtigste oomblikke tydens die ritueel is wanneer die bloed en die olie aangewend word. Levitikus 14 vers 14 tot 17. Die priester smeer die mengsel aan die regter oorlel, die duim van die regterhand en die groot toon van die regtervoet. Ek dink ons almal weet nou al wat hierdie 3 liggaamsdele verteenwoordig, maar kom ons sê dit net gou-gou weer. So eerstens die oor, dis om weer te hoor wat die Gees sê, afgesonder van die geraas van die wêreld. Die duim, dis om die dade te doen wat die karakter van Yeshua weerspieël. En die groot toon, dis om te wandel op die pad van onpartydige opregtigheid. Ware reiniging verg geoffer. Dit is die olie van die Gees wat op die bloed van die lam geplaas word om jou hele wese te herstel. In Levitikus moes die priester afstand hou. As hy aan die melaatse raak, het hy self onrein geword en sy toegang tot die tent van ontmoeting verloor. Maar hier ontmoet ons Yeshua, ons finale hoëpriester volgens die orde van Melchisedek.
Yeshua het gekom as die ewige hoëpriester om die melaatsheid van die wêreld te hanteer. Volgens die wet in Levitikus 15 sou enigiemand wat 'n onreine raak, self onrein word. Maar Yeshua het die wet vervul. In plaas daarvan dat onreinheid op hom oorgespring het in Lukas 8 vers 46, het krag vanaf hom uitgegaan om die onreinheid te vernietig. Jy moet net die hartchirurg toelaat om jou hart te raak. Dink aan die vrou met bloedvloeiing in Matteus 9. Sy was 12 jaar lank ritueel onrein. In haar vertroue het sy van agter gekom en die blou lyn soemtossel of die tzitzit van sy kleed aangeraak. Sy het geweet dat in sy karakter en autoriteit daar genesing is. Yeshua het haar nie veroordeel nie. Hy het haar gesond gemaak. Waar die aardse priester melaatsheid slegs kon diagnoseer en die persoon kon laat isoleer, bring Yeshua herstel deur kontak. Hy is nie bang vir jou hartsmelaatsheid nie. Wanneer hy jou aanraak, sê hy, jou vertroue het aan jou lewe gegee. Markus 5 vers 34. Hy breek die isolasie van die kamp en bring jou terug na die Vader se huis. In 2 Konings 7 lees ons van 4 melaatse manne by die poort van Samaria. Die was tydens 'n baie erge hongersnood. Mense was so desperaat vir kos, dat hulle tot hulle eie kinders geëet het. Hierdie 4 melaatse manne was die toonbeeld van isolasie, en het besluit om na die Arameërs se kamp te gaan, aangesien hulle in elk geval sou sterf buite die kamp. Maar hulle het ontdek dat Abba Vader die vyand laat vlug het. Met die wonderwerk het die Arameërs al hulle besittings agtergelos. So het Abba Vader gesorg vir sy volk tydens 'n hongersnood. Die melaatse manne het besef in vers 9, ons doen nie wat reg is nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie nuus, maar ons bly stil. In plaas daarvan om die nuus en byt vir hulself te hou, het hierdie melaatses die draers van die beste nuus geword. Yeshua het buite die kamp gelei, sodat ons, die melaatse mense, die goeie nuus kan gaan versprei. Hoekom wil jy dit vir jouself hou? Gaan sê vir ander melaatses dat die hartchirurg gereed is vir hulle. Wanneer melaatsheid genees word, is dit soos 'n wedergeboorte. Toe Naaman homself 7 maal in die Jordaan gewas het, in 2 Konings 5 vers 14, is sy vlees herstel, soos die vlees van 'n jong seun. Dit is die beeld van wat met jou gebeur, wanneer jy oorgee aan Yeshua. Naaman, die melaatse generaal, moes sy trots neerlê, om 7 maal in die Jordaan te was. Maar let op sy versoek na sy genesing. Hy vra vir 2 mylvragte grond, in 2 Konings 5 vers 17. Waarom? Wel, in die antieke wêreld was God gekoppel aan sy grondgebied. Naaman wou letterlik die heilige grond saamvat, om op te staan en God te aanbid. Die vraag is nou, is jy bereid om soos Naaman, die riviere van Damasek, wat jou eie maniere is, te los vir God se eenvoudige opdragte, om jouself 7 keer te gaan was? Is jy honger genoeg vir sy teenwoordigheid, om heilige grond deel van jou daaglikse lewe te maak? Romeine 6 vers 19 tot 23 gee vir ons 'n opdrag. Moenie meer jou liggaamsdele, jou mond, jou oë, jou hande, aanbied as slawe van onreinheid nie. Bied hulle nou aan as slawe van onpartydige opregtheid en afgesonderdheid. Die eindproduk of loon van die sonde is die dood, maar die geskenk van God is die ewige lewe. Om jou melaatsheid van die hart te genees, moet jy dalk jouself 7 keer vandag met die waterbad van die woord gaan was? En dan is dit tyd om terug te draai na Abba Vader en te vra dat hy jou kom toemaak met beskerming. So die Hebreëse woord kippur, wat toedekking is, wys in sy piktogramme na die hand van die priester wat oor die mond en kop geplaas word om dit te bedek. So hier is 3 stappe om vandag die melaatsheid in jou hart te genees. Eerstens, identifiseer.
Wat het jy onlangs gesaai, soos gedagtes of woorde, wat jou onrein of melaats laat voel? Tweedens, gee oor. Bring daardie seer of vlek na Yeshua. Sien in jou gees hoe hy sy hand van toedekking oor jou mond en gedagtes plaas. Hy is jou hoëpriester. En aan ontvang, vra hom om jou te reinig, sodat jou vlees geestelik soos die van 'n jong seun herstel kan word. As jy enige iets uit hierdie week se les onthou Kolossense 3 vers 16 tot 17 wat sê: Laat die boodskap van die Messias ryklik in julle bly. Moenie jou hart vul met die melaatsheid van skinder en woede nie. Leer en onderrig mekaar eerder met psalms, lofsange en liedere van die Gees. Alles wat jy doen dit in die karakter en autoriteit van die Meester Yeshua. Ons reis het begin by die pynlike diagnose van die melaatse hart, isolasie, sonde en die skeur van klere. Maar ons eindig nie buite die kamp nie. Deur die aanraking van Yeshua is die plaag gestop en die reiniging voltooi. Ons begin by 'n gebroke, geïsoleerde hart, maar ons het geëindig by herstel. Yeshua, ons hoëpriester, bly nie op 'n afstand nie. Hy kom na ons toe, raak ons aan en maak ons nuut. Daar is geen melaatsheid te diep dat hy dit nie kan reinig nie. Terwyl jy hierdie week ingaan, kies om anders te saai. Kies lewe. Kies waarheid. Kies 'n hart wat rein is vir Abba Vader. Want waar hy jou aanraak, verander isolasie in liefde en dood in lewe.